Geliefdes, die Here sê vir ons, ek alleen is God. Ek spreek en ek roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons tema is vanmôre regte plek, regte tyd. En ons skriflesing gaan wees uit Matteus 1 vers 1 tot 17, bladsy 1 van die Nuwe Testament, maar ons gaan dit so later deel van die erediens gaan ons dit lees. So welkom by ons eerste deel van vrou wees, regte plek, regte tyd. Oor die volgende 2 weke gaan ons inloer by 5 vroue wat God gebruik het op die regte tyd en plek. Nou, het jy al ooit gewonder hoekom jy as vrou jouself bevind waar jy tans is? Here, hoekom het ek hierdie man gekies? Hoekom het ek hierdie loopbaan gekies? Hoekom is my kinders so besig? Dit is maar die een hoekom vraag na die ander. En ons moet teenoor mekaar erken dat vroue van die Bybelse tyd en vroue van 60 jaar gelede en vroue van vandag se lewens lyk natuurlik totaal en al verskillend, maar ook so eenders. Die hart van 'n vrou oor die eeue heen het nie verander nie. Sy bly die stille krag in elke gesin. 'n Klomp goed het verander. Dink maar aan vroueregte, gelykheid, vroue in die werksplek. Alles lyk anders as 60 jaar gelede, toe vroue meestal die rol van tuiste skepper gehad het. Of die vroue in die Bybel wat baie gering geag was en nie regtige plek in die samelewing gehad het nie, maar wat gesien was as die voertuig om kinders in die wêreld te bring. Vandag se vroue sukkel om hulle self te plaas. En soms voel jy asof jy in die Bybelse tyd hoort wat kinders in die wêreld bring en groot maak. En dit is tog maar 'n groot deel van vrou wees. Maar soms stap jy vanuit die professionele wêreld as beroepsvrou vanaand in 'n huis in waar jy terug is in die 60s, waar jy die tuiste skepper, die ma, die vrou, die alles moet wees. Kos moet op die tafel kom, kinders moet gebad word, dan moet gehelp word met huiswerk. Die man moet gelukkig gehou word, die wasgoed en die skottelgoed moet gedoen word voor 'n nuwe dag kan begin. En dan wonder jy, Here, waarmee is U besig? Is ek nie op die verkeerde tyd en plek in my lewe nie? Vrouens was baie belangrik vir die Here Jesus Christus. Hy het altyd tyd gemaak vir hulle en hulle bemoedig, hulle uitgelig, hulle vrygemaak, hulle vereer en hulle gebruik om waarlik 'n verskil te maak. Ons lees onder andere van Deborah wat die volk Israel gerig het, Hanna wat gebid het en vir die kindjie Samuel vir die Here groot gemaak het, Maria die prostituut van Magdala aan wie hy guns betoon het. Maar vanoggend wil ek met u die verhaal van 5 ander vrouens deel. Dalk is dit God se verhaal, dalk is dit joune. Die eerste vrou was Tamar. Eendag lank gelede, nog voordat die mense jare getel het met nommers, toe hulle nog tyd gemeet het na aanduiding van dinge soos die groot droogte of toe die berg uitgebars het, was daar 'n meisie met die naam Tamar. Sy het in 'n tyd geleef toe die huweliksgebruike baie anders was as wat ons dit vandag ken. Jong mense het nie lief geraak vir iemand en dan gekies om met hulle te trou nie. Ouers het vir hulle besluit met wie hulle kinders moet trou en met wie nie. Veral vrouens het eintlik glad geen sê gehad in hierdie hele storie nie. Sy het maar ewig gedwee getrou met die man op wie haar pa en die man se pa besluit het. Sy het met hom geslaap wanneer dit haar beurt was en sy het kinders in hierdie wêreld gebring. Omdat niemand in daardie tyd geweet het dat 'n vrou se liggaam ook hormone het en hoe dit werk en hoe dit ook bydra tot kinders nie, want mens kon nie dit sien nie, daar was nie wetenskaplike toetse en allerlei goed nie. Ons kon nie dinge uitwerk soos vandag nie. Het mans gedink, die hele kind word vir hierdie vrou gegee en dan moet hierdie kind maar net binne in haar groei en sy moet gewoon geboorte gee. Dit was die wêreld waarin Tamar geleef het. En sy word toe vir Juda se oudste seun as vrou gegee. Was sommer 'n niks. En die Here het hom laat sterf voordat hy en Tamar kinders gehad het. Praat van 'n tyd met ander idees. Omtrent die belangrikste rede waarom 'n man met 'n vrou getrou het in daardie tyd was om 'n nageslag te hê. Nie omdat hy regtig lief was vir hierdie meisie nie. As 'n man dan sou sterf voordat hy kinders het, dan moet een van sy broers met die weduwee gemeenskap hê, sodat hy die nageslag kan hê wat hierdie naam sou voortsit.
En dit is toe waar broer Onan in die prentjie kom. Hy was glad nie te vinde vir hierdie storie nie. As sy ouboet, wat 'n nageslag moet hê, verloor hy en sy kinders dan die reg op die opvolging om te erf as dan die kinders is nie. So sê Juda vir Onan, gaan na jou broer se weduwee toe, jou skoonsister, en trou met haar, en sorg dat haar kinders gebore word vir jou broer. Lees bietjie saam met my wat sê Genesis 38 vers 9. Onan het geweet dat die kinders wat gebore sal word, nie as syne beskou sou word nie, en het daarom elke keer, as hy met die weduwee van sy broer gemeenskap gehad het, gesorg dat sy staat op die grond kom. Hy wou nie dat haar kinders vir sy broer gebore word nie. So Onan het saam met Tamar geslaap, maar gesorg dat sy nooit sou swanger raak nie. Dit was verkeerd in die oë van die Here, en Onan sterf ook. En Juda het toe nog een seun met die naam Sela, maar Sela was ook baie klein. En Juda was ook baie bekommerd oor sy seuns wat so doodgaan as hulle by hierdie meisie was. En hy maak planne om by hierdie gebruik verby te kom. Hy stuur vir Tamar terug na haar pa toe om daar te gaan bly, totdat Sela dan nou eendag groot genoeg is. Lank daarna is Juda se vrou ook dood, maar niks kom van Sela en Tamar nie. Toe maak Tamar maar haar eie plan. In die tyd was haar mans en vrouens wat as priesters en priesteresse by die tempels van Baal en Astarte gewerk het. Dit was die gode van Kanaan wat gesorg het vir vrugbaarheid. Die manier was dat jy dus vir Baal en vir Astarte aanbid het, en dan was dit dat jy met een van hierdie tempelprostituie seksueel verkeer het. En dit sou seker maak dat jou vee en jou vrugte en jou graan en jou lande alles vrugbaar is. En Tamar hoor dat Juda soontoe gaan om sy vee te laat skeer. En sy vermom haar soos een van hierdie tempelprostituie. Sy gaan sit langs die pad waar Juda sal verbykom en haar plan werk. Oom, of sal ons eerder sê skoonpa Juda, wil met haar gemeenskap hê. En sy kry hom so ver om sy seelring en ketting en kierie by haar te los as deposito, totdat hy die boklam uit sy kudde vir haar as betaling sou stuur. Toe hy sy vriend met die lam stuur, is die prostituut skoonveld weg. Die mense van die omgewing sê ook, nee, hulle ken nie so iemand wat hier werk nie, want hulle sal mos weet. En Juda besluit om maar die storie stil te hou, en die ring en die ketting en die kierie so stil prys te gee. 3 maande later kom die skinderbekke vir hom vertel, sy skoondogter Tamar is swanger. En dit kon op geen wettige manier gebeur het nie, sy het mos nie 'n man nie. En Juda laat haar haal om haar te stenig, want sy het oortree. 'n Mens kan mos nie toelaat dat vrouens sommer net kinders by enige man in die wêreld kry nie. Waar gaan jou nageslag dan heen? Maar Tamar was reg vir hulle. Die pa is die ou wie se seelring en kierie en ketting hierdie is, het sy gesê. En Juda erken dat dit hy is. Dat hy is die een wat die reëls van die samelewing oortree het, en deur nie vir haar as vrou te gee vir Sela nie, maar het self saam met haar geslaap. Toe Tamar moet kraam, toe is dit 'n tweeling. En die snaakste ding gebeur. Omdat dit belangrik is wie eerste gebore word, want hy erf meer, staan die vroedvrou reg om 'n rooi touwtjie om die arm van die eerste ene te bind. En toe hy sy handjie uitsteek, is hy reg en sy bind die touwtjie om. En toe trek hy agter sy handjie terug, en die ander boetie beer deur om eerste na buite te kom. En hulle noem hom toe ou deurdruk, Peres. Maar hy trek sy hand terug en sy broertjie kom. En toe sê sy, jy het met krag vorentoe gekom. Hulle het hom toe Peres genoem. Onthou die naam Peres, want hier is iets aan die gang. Die volgende vrou waarvan ek vir julle wil vertel is Rahab. Ook lank gelede het die mense hulle stede beskerm teen aanvallers deur dik mure rondom die middendorp as deel te bou. Die mure moes enige aanval kon afweer, en dit was partykeer so dik dat hulle eintlik huise binne in die mure gehad het. Veral in die boonste deel van die muur, en dan het jy sommer die dakgedeelte ook bygekry om jou vlas op droog te maak. In die muur van die stad van Jerigo het Rahab en haar familie gebly. En Rahab was ook 'n prostituut. Die mense van Jerigo het gehoor van 'n klomp stamme wat deur die woestyn aan die kom was, en hulle was anders. Hulle het hulle eie God gehad, Jahwe, en met hom het jy nie gesukkel nie.
Hy het vir sy mense die water van die Rietsee oopgemaak, dat hulle kon wegkom van die Farao in Egipte af. Hy het hulle gehelp teen die Amorite en die konings van Sion en Og, en hulle heeltemal uitgedelg. Hier was moeilikheid op pad. Hierdie God was 'n God in die hemel en op aarde. Nie net op een plek onder 'n boom of daar by 'n rivier waar dit 'n ander God se plek is nie. Toe daar dus 2 verkenners van hierdie stam, die mense na Jerigo toe binnekom, huisves Rahab hulle. Sy was bang vir hierdie mense en sy probeer eintlik so in hulle goeie boekies kom. Maar die koning van Jerigo hoor daarvan. Lyk my, dinge bly nie regtig 'n geheim in die omgewing daar waar prostituie besig is nie. Hy laat Rahab weet om hierdie manne uit te lewer, maar sy steek hulle egter weg en laat hulle beloof dat sy en haar huis gespaar sal word wanneer die Israeliete Jerigo wil inneem. En wanneer die Israeliete kom om hierdie stad oor te neem, dan moes sy 'n rooi tou by haar venster laat uithang om haar huis te merk, en dan sal niemand hulle doodmaak nie. En dit gebeur ook toe net so. En na die oorlog maak Josua vir haar en haar familie plek reg buite die stad om saam met hulle te kamp. En laat hulle daar bly. Met die verloop van tyd word hulle deel van die volk. En wanneer die skrywer van die boek Josua die storie vertel, sê hy vir sy lesers, haar nageslag bly nou hier tussen ons. Rahab en haar familie word so opgeneem in die Israeliete, dat sy later een van hulle met Salmon sou trou. Sy en Salmon het ook 'n seun, en sy naam was Boas. En nou wil ek vir jou vra, onthou ook hierdie naam Boas, want hier is iets aan die gang. En dit bring ons by die 3de vrou, wat ek vanoggend met u wil deel, en dit is Rut. En in hierdie reeks gaan jy nog in meer diepte van Rut hoor, maar eendag lang gelede, maar nie so baie lank na Rahab nie, was daar 'n meisie, en sy het in Moab gebly. Die Moabite was die nageslag van Abraham se neefie Lot, nadat hulle uitmekaar gegaan het. Ver langs die familie van die Israeliete, maar van die familie oor wie nie regtig praat nie. Haar mense was vir baie jare in gevegte gewikkel met die Israeliete, wat uit die woestyn gekom het en in die gebiede aan die weste kant van die Jordaanrivier stelselmatig ingeneem het. Maar toe kom haar hongersnood in Israel, en Elimelek, sy naam beteken my God is koning, trek met sy vrou Naomi en 2 seuns op soek na kos. En hulle kom in Moab aan, waar dit op die stadium beter gaan. En daar sterf Elimelek egter. Sy vrou en haar 2 seuns bly agter. Die 2 jong manne vat elkeen vir hulle Moabitiese meisie as vrou, en dit is waar Rut in ons storie inkom. Sy trou met een van die 2 seuns van Naomi. Die ellende is egter nog nie verby nie. Al 2 hierdie manne sterf ook. Onthou, vroue in die tyd waarin hulle geleef het, was absoluut niks sonder 'n man nie. As 'n vrou nie getroud was nie, is sy sonder beskerming en sonder sorg. En sy was hoofsaaklik daar om te sorg dat 'n man 'n wettige erfgenaam het, sodat sy naam nie verlore kan gaan nie. Vrouens sonder mans en kinders het dikwels geen uitkoms gehad as om maar prostituie te word om aan die lewe te bly nie. En hier sit Naomi sonder 'n man in 'n vreemde land met 2 skoondogters wat ook weduwees is. En sy besluit om terug te gaan waar sy vandaan kom. En haar skoondogters wil saamgaan. Sy stry en sy sê nie, maar julle kan nie. Ek is al te oud om nog 'n kind te hê wat dan vir julle kan sorg. Dis nou soos Judas se seuns met Tamar. Orpa draai dadelik om, maar Rut besluit om saam te gaan. Sy is so deel van haar skoonma se lewe dat sy die beroemde woorde sê, want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Gaan lees dit maar in Rut 1 vers 16 en 17. Sy gaan saam terug Israel toe, daar moet sy kanse vat. Sy gaan waar die mense koring oes en dan tel sy die are op wat hulle afgesny het, dalk gemis het, wat op die grond geval het. En op die manier kan sy vir Naomi en vir haar darm laat aan die lewe bly. En die ryk baas sien haar raak, en hy vra nogal uit na wie sy is. Boas vra toe vir sy voorman, wie is daar die meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie, wat saam met Naomi van Moab gekom het. Rut 2 vers 5 en 6. Hy weet hoe al die tyd van haar, en hoe sy saam met haar skoonma teruggekom het van Moab af. Hy nooi haar
om saam met hom te kom eet. En dit was eintlik ongehoord. Boas sê vir sy werkers, hulle moet so 'n bietjie ekstra arem mis, sodat sy genoeg kan kry vir haar en vir haar skoonma. En hy sê ook vir haar, dat sy maar elke dag hier kan kom are optel. Sy hoef nie van land tot land te loop en te sukkel nie. Toe Naomi die nuus hoor, toe besef sy, hier is 'n kans. En sy laat Rut vir haar mooi aantrek en na die dorsvloer gaan waar Boas besig was om te dors. Na die dag se werk word haar gewoonlik goed geëet en gedrink. En as hy slaap, moet sy by sy voete gaan inkruip en die res sal gebeur soos dit moet. Rut doen dit ook. Boas beoefen sy pligte as losser uit en hy trou uiteindelik met Rut, die meisie van Moab, wat niemand anders het om vir haar te sorg nie. Hoor net die pryslied wat die mense sing toe die transaksie beklink is. Mag die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee, wees soos die van Peres, onthou jy daardie naam, wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is. En hulle trou en hulle het 'n seentjie en sy naam is Obed. En weet julle wie was Obed se kleinseun? Koning Dawid. Hier is iets aan die gang. Sluit gerus volgende week weer by ons aan vir die tweede deel van vrou wees op die regte plek en die regte tyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons worstel soms met ons eie gedagtes en lewens. Ons twyfel of ons op die regte tyd en plek in ons lewens is. Help ons, Here, om te sien dat U 'n God is wat betrokke is in ons lewens. U gebruik ons telkens op U tyd. Help ons om 'n verskil te maak. Help ons om diensbaar te wees vir U en bo alles help ons om te sien dat ons deel is van U groter plan. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade en die vrede en die liefde van God by U elkeen wees. Amen.